Stel jou voor jou liggaam het 'n hoofpyplyn wat bloed na jou bene toe aanstuur. Wat gebeur as daardie pyplyn verstop raak? Wel, vandag kyk ons na arito-iliacale okklusiewe siekte, 'n toestand wat presies dit doen. Ons gaan uitmekaar haal hoe hierdie kritiese blokkasie werk en wat dokters daaraan doen. So, dis die kernvraag, né? Wat gebeur nou eintlik wanneer daardie hoofslagaar, jou liggaam se hoofwaterpyp as jy wil, begin vernou of selfs heeltemal toemaak? Die antwoord op daardie vraag is presies waaroor vandag se ontleding gaan. Goed, kom ons begin by die begin. Wat presies is hierdie siekte? Die maklikste manier om dit te verstaan is om te dink aan 'n loodgietersprobleem, maar een wat binne in jou lyf gebeur. Hier is die amptelike definisie. AIOS is basis wanneer plaak, jy kan daaraan dink soos roes of kalk in 'n pyp, opbou in die aorta, dis nou die hoofslagaar, en die iliacale arteries wat daaruit aftak na jou bene. Soos daardie opbou erger word die pyp nouer en nouer, en dit smoor letterlik die bloedvloei na jou bene. En hier's waar dit nou regtig interessant raak. Die siekte teiken gewoonlik twee baie verskillende groepe mense. Aan die een kant het ons jonger pasiënte, dikwels vroue wat baie rook. By hulle sien ons iets wat klein aorta-sindroom genoem word, waar hulle bloedvaarte net abnormaal smal is. En dan, aan die ander kant, is daar die ouer pasiënte, meestal mans wat ook ander probleme soos diabetes het. By hulle is die siekte oral versprei. En hierdie verskil speel 'n reuse rol in hoe hulle behandel word en wat hul vooruitsigte is. Maar kyk, die liggaam is ongelooflik slim. Wanneer die hoofweg geblokkeer word, begin jou liggaam sy eie ompaaie bou. Dis 'n proses wat ons kollaterale sirkulasie noem. Kleiner, minder belangrike bloedvaatjies word groter en sterker om te probeer vergoed vir die blokkasie. Dis 'n natuurlike bypass wat help om bloed by die bene uit te kry terwyl jy rus. Die probleem is net, sodra jy begin beweeg, is daardie klein paadjies gewoonlik nie genoeg nie. So, hoe manifesteer hierdie interne loodgieterprobleem homself aan die buitekant? Kom ons kyk na die simptome en hoe dokters die tekens van so 'n blokkasie lees. Wanneer die blokkasie regtig erg is en die aorta heeltemal toemaak, net waar dit in twee verdeel, kry ons 'n klassieke stel simptome. Ons noem dit Leriche-sindroom. Dit is 'n drieluik van probleme. Eerstens, pyn of krampe in jou boude en duie wanneer jy loop. Tweedens, 'n baie swak of selfs geen polsslag in jou lies nie. En derdens, by mans, erektiele disfunksie. As 'n dokter hierdie drie saam sien, is dit 'n massiewe rooi vlag. Die goeie nuus is dat die diagnose dikwels verbasend eenvoudig is. 'n Goeie dokter kan die prentjie meestal aan mekaar sit net deur na die pasiënt se storie te luister, die polsslag in die bene te voel en 'n paar eenvoudige drukmetings te doen. Dit beteken die probleem kan dikwels geïdentifiseer word lank voor daardeur 'n ingewikkelde skanderings nodig is. Goed, ons weet wat die probleem is, maar hoe maak ons dit reg? Wel, die manier waarop ons hierdie toestand behandel het oor die jare 'n reuse verandering ondergaan. Kom ons kyk na daardie evolusie. Dink daaraan so. In die 1950s het chirurge die slagaar letterlik oopgesny en die plaak, daai roes, met die hand uitgeskraap. Teen die 60s het hulle begin om sintetiese pype of grafts te gebruik om 'n permanente omleiding te bou. Maar die ware revolusie het in die 90s gekom. Dit was die begin van die endovaskulêre era. Nou, vir die meeste mense is die eerste opsie om van binne die slagaar te werk met ballonne en stents om dit oop te dwing. En as ek sê die verskuiwing was dramaties, bedoel ek dramaties. Kyk bietjie hierna. In net 4 jaar tussen 1996 en 2000 het die gebruik van stenting vir hierdie probleem met 'n verstommende 850% toegeneem. Dit wys jou net hoe vinnig die mediese wêreld hierdie nuwe, minder indringende tegnieke omhels het. So beteken dit oop chirurgie is nou iets van die verlede? Glad nie. Die rol daarvan het net verander. Vandag is dit die plan B of selfs plan C. Dit word nou gehou vir die regtig moeilike gevalle, waar die siekte te wyd versprei is vir stents of waar daar die minder indringende pogings misluk het. Dit het die swaar masjinery geword wat ons uitbring vir die mees uitdagende werk. Kom ons fokus vir 'n oomblik op daardie swaar masjinerie. Vir dekades was die aortobifemorale omleiding of bypass die absolute goue standaard. 'n Beproefde en betroubare oplossing wat die toets van die tyd deurstaan het. Dit klink dalk vreeslik kompleks, maar ons kan die hele operasie in 3 basiese stappe opbreek. Eerstens, die chirurg moet by die pype uitkom. Hulle maak 'n snit in die buik om die aorta te bereid en snitte in die lies vir die femorale arteries. Tweedens, hulle skep versigtig nuwe tonnels deur die weefsel om die nuwe pyplyn te kan lê.
En laastens, hulle neem 'n ei-vormige sintetiese pyp en werk dit vas aan die gesonde aorta bo die blokasie en aan albei femorale arteries daaronder. En net so word die bloedvloei heeltemal herlei. Nou, hier is 'n deurslagende besluit wat die chirurg moet maak terwyl hulle opereer. Presies hoe om daardie nuwe pyp aan die aorta te koppel. Heg hulle dit direk aan die einde van die afgesnyde aorta vir die beste moontlike reguit vloei, of heg hulle dit aan die sykant van die aorta, om seker te maak daar vloei steeds bloed na belangrike bekkenorgane. Daardie keuse hang heeltemal af van die pasiënt se unieke anatomie, en dis 'n perfekte voorbeeld van hoe chirurgie op elke individu aangepas moet word. So, wat is dan die finale oordeel oor hierdie groot operasie? Werk dit? Wat is die risiko's en hoe goed hou dit op die lang duur? Kom ons kyk. En die resultate is eerlikwaar indrukwekkend. Kyk hierna. Na 5 jaar is daardie nuwe pipeline nog heeltemal oop in byna 9 uit 10 pasiënte. Selfs 'n volle dekade na die operasie werk dit nog perfek in 8 uit 10 mense. Dit is 'n ongelooflik duursame oplossing wat vir jare en jare kan hou. Natuurlik, geen groot operasie is heeltemal sonder risiko's nie. Op die lang termyn kan die nuwe pipeline self blokkeer of 'n swak plek ontwikkel waar dit vasgewerk is. In baie seldsame gevalle kan dit geïnfekteer raak of selfs in die darmes erodeer. Alhoewel dit baie ernstige probleme is dit gelukkig relatief ongewoon. En dit alles bring ons by hierdie sleutelaanhaling uit die bronmateriaal. Wat dit sê is, ten spyte van al die nuwe tegnologie, bly hierdie operasie bekend vir 2 dinge: uitstekende langtermynresultate en hoë pasiëntstevredenheid. Dis eintlik 'n bewys van hoe waardevol hierdie ou tegniek steeds is. En dit los ons met 'n laaste prikkelende vraag. In 'n wêreld waar medisyne elke dag vorder, hoe balanseer dokters die aanloklikheid van die nuutste, blinkste tegnologie met die bewese betroubaarheid van 'n ouer, tydgetoetste prosedure? Dis die sentrale dilemma wat die toekoms van hierdie veld sal bly vorm.